'n blok beweeg oor 'n ruwe horisontale oppervlak terwyl 'n horisontale krag F met 'n grootte van 18 Newton en 'n konstante kinetiese wrywingskrag met 'n grootte van 6 Newton daarop inwerk. Watter een van die volgende kombinasies oor versnelling en netto arbeid verrig op die blok is korrek? Die korrekte antwoord is A. Die versnelling is konstant, maar die netto arbeid verrig op die blok neem toe. As ons kyk na die blok, dan sien ons dat die netto krag wat inwerk op die blok is die 18 Newton na regs minus die 6 Newton van die wrywingskrag. Met ander woorde 12 Newton en dit is na regs in die bewegingsrigting. Nou volgens Newton se tweede wet is F net gelyk aan die massa van die blok maal met die versnelling van die blok. En vanuit daai vergelyking, as ons hom herskryf, dan is die versnelling gelyk aan die netto krag wat inwerk op die blok gedeel deur die massa van die blok. Nou die netto krag, dit bly 12. Dis 'n konstante. En die massa, dit is die massa van die blok. Dit bly konstant. Met ander woorde, die versnelling se waarde gaan ook konstant bly. Wat die netto arbeid verrig op die blok betref, weet ons, dit is gelyk aan die netto krag wat inwerk op die blok, maal met die horisontale verplasing, maal met die kos van theta, en in hierdie geval is theta gelyk aan 0 grade, die bewegingsrigting en die rigting van die netto krag is in dieselfde rigting, met ander woorde, daai hoek is 0 grade. Met ander woorde, die netto arbeid verrig kan vereenvoudig word na F net maal met delta X. Nou ons weet reeds dat daai F net is gelyk aan 12, maar wat van delta X? Soos wat die blok beweeg, neem die verplasing toe. So delta X word groter en groter. En soos wat delta X groter en groter word, gaan die netto arbeid wat verrig word op die blok ook groter en groter word. Die arbeid wat op die blok verrig word, neem dus